Ek nooi om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Lukas die 2de hoofstuk. Lukas hoofstuk 2, ons gaan daar vanaf die 21ste vers met mekaar saamlees, tot en met die 38ste vers. Lukas hoofstuk 2, vanaf vers 21 tot en met vers 38. Terwyl ons die woord van die Here so voor ons oop is, kom ons maak net ons harte stil voor die Here. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie Christusfeestyd dan ook te kan vier. En wat ook al die wêreld rondom hierdie dag sê, is vir ons as u kinders 'n wonderlike betekenis dat u seun na hierdie wêreld toe gekom het, dat u seun Immanuel kom word het, God met ons, dat u onder ons kom woon het, Here, dat ons u heerlikheid kon aanskou, soos van die Vader, Here, dat ons in u woord die geopenbaarde lig mag hê vandag, en dat u deur u lig in ons harte kom skyn het, Here, want ons was in die duisternis, ons was verlore, ons was in hierdie wêreld, maar u het u lig in ons harte geskyn. Dankie vir elke ene wat hierdie lig gewaar het, gereageer het op daardie wonderbare lig, en wie uit daardie duisternis kom uitred het in die wonderbare lig dan ook kom stel het. Here, ons bid dat u self sal kom verheerlik in ons midde vanoggend. Elke faset van hierdie erediens waar ons alreeds u kon eer met ons lofsang, dat ons u kon aanbid, Here, waar ons as gemeente tot u kon nader, toe ons dan ook daardie introïdeslied gesing het, en daardie gebed wat ons gebid het, dat u die leraar sal seën, dat u ons harte sal kom verryk met u woord. En Here, waar ons nou ook in u goddelike woord ook gaan lees, aangaande u seun. Here, want die goue draad van u seun loop reg deur die Bybel, en die verlossingswerk wat u dan ook kom bewerk het, hoe u ook deur u groot genade in Israel en Abraham en al daardie manne vir ons ook kom wys het, die goddelike genade, die belofte wat u waar kom maak het, van Genesis 3 vers 15, in die moederbelofte dat u seun gestuur het, wat die werke van die Satan kom verbreek, en waar ons die wonderlike voorreg ook mag hê, om in 'n wonderlike verhouding met u te mag staan, deur die weg wat Jesus Christus vir ons gebaan het. Ons eer u vir die wonderlike voorreg, om in 'n gebou soos hierdie by mekaar te kan kom, dat ons u naam kan aanroep, en vir u vra, Here, kom ontmoet u met ons deur u kosbare woord vanoggend. Praat u tot ons harte, en Here, dat ons nie hierdie woord vanoggend sal aangee vir 'n broer of 'n suster voor ons of langs ons nie, maar dat ons toe sal laat dat die Gees van God hierdie woord in ons harte sal kom indra, en dat hierdie woord vanoggend vrug mag dra in elke van ons se lewe. Here, u sê immers vir ons, dra die vrugte wat by die bekering pas. Mag ons u ook daarin verheerlik. Here, want u sê ook vir ons, aan die vrug en aan die boom sal julle geken word. Here, daar gaan nie 'n slegte vrug aan 'n goeie boom wees nie, en ook nie 'n teenoorgestelde nie. Daarom kan ons maar net bid, in ons eie harte en lewens, dat die vrug goed sal wees, en dat dit u sal verheerlik. U sê immers vir ons, u is die wynstok, ons is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En ons kom vanoggend, Here, en ons erken en bely dit, ons is diep afhanklik van u. Daarom bid ons ook vir elke sieke in hierdie gemeente, dat u waarlik in die groot genade sal aanraak, sal genees. Ons dink in besonder aan oom Sakkie, wat rukkie terug vir 'n operasie was. Ons bid vir volkome herstel in daardie liggaam. En Here, dat u ook die goddelike doel en plan ook in daardie lewe sal bereik.
U het 'n plan, Here. En al sien ons nie nou U plan nie, weet ons vorentoe sal daardie plan van U ook uitkom. Want dit is U wat immers vir ons sê, U woord sal nooit ledig na U toe terugkeer nie. Dit waarvoor U dit uitgestuur het, dit sal sy doel ook bereik. Mag U genade skenk, Here, dat U woord ook vanoggend in ons harte sal kom groei, verheerlik word en U naam geprys word, ook in hulle wat siek is, dat hulle ook sal besef dat daar genesende krag in die Here Jesus Christus, deur die belofte, deur U woord, ook vir hulle is. Dankie Hemelse Vader, ons kan kom bid vir elke sendeling wat daar ver in die lande besig is om mense te evangeliseer, terwyl baie mense in 'n vakansiestemming is. Here, is daar baie mense vandag wat verlore gaan, sonder hoop, sonder Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. En daar is mense wat hierdie boodskap uitdra, wat nie by 'n geliefde sal uitkom en 'n familiegeleentheid miskien mag hê nie. Ons bid dat U hulle sal seën op daardie terreine waar hulle beweeg, en dat U self sal kom verheerlik, sodat mense ook die evangelie boodskap mag hoor, gered mag word, en by die kruis van die Here Jesus Christus mag uitkom. Dankie Here vir hierdie tyd wat hierdie boodskap prominent is, want dit is tog waarvoor U na hierdie wêreld toe gekom het, om op die ou einde van die dag vir ons sondes aan die kruis te sterwe. U die sondelose volmaakte lam van God. Verheerlik U self ook in ons midde, en kry U die eer van ons harte, want U alleen is dit waardig. Amen. Ek lees vir U Lukas hoofstuk 2 vanaf die 21ste vers. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engele of die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel, soos geskrywe is in die wet van die Here. Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom, en aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat U, Here, U diensknegt gaan in vrede volgens U woord, omdat my oë U heil gesien het, wat U berei het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van U volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge van wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Neel, uit die stam van Aser. Sy was op hierdie sy was op 'n baie ver gevorderde leeftyd, en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem, wat die verlossing verwag het. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons teks van oordenking vind ons daar in die 28ste vers. En hy het hom in sy arms geneem en God geloof
en gesê. En wil ek met u praat oor hierdie wonderlike getuienis, wat hierdie man Simeon dan oor die Here Jesus Christus dan ook gesê het. Nie is besonder 3 gedagtes wat hy vir ons nalaat in hierdie gedeelte oor die Here Jesus Christus. En die woord van die Here kom en hy verduidelik dit self. As hy hier praat van die profetes, wat praat van die verlossing wat Israel verwag het. Hy praat hierso van Simeon wat die heil gesien het. Hierdie woord heil gaan oor die verlossing. Hy het die verlosser, die Here Jesus Christus gesien. Dat die Here Jesus Christus selfs deur hierdie woord wat hy gespreek het, geopenbaar is dat hy ook 'n kruisdood vir u en vir my dan ook sal sterwe. En daarom het hy ook vir Maria sê, dat daar 'n dolk deur haar hart sal gaan. As hy sê, ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Verwysing na die Here Jesus Christus, wat ook vir ons as mens aan die kruis sou gaan sterwe het. Dat sy moeder dit sekerlik ook sou gesien het, hoe die Here Jesus Christus, die verlosser van hierdie wêreld, ook sou word. Wat 'n wonderlike voorreg om ook vanoggend 'n besondere boodskap vir elkeen ook te kan gee, van hierdie wonderlike verlossing van ons Here Jesus Christus. In 'n roman, This is Happiness, onthou Noel Williams, 'n bejaarde verteller, toe elektrisiteit lig vir die eerste keer na 'n klein Ierse dorpie, naamlik Fa, gekom het. Hier is bewus daarvan dat dit baie moeilik mag wees om die omvang van dit ook voor te stel. Ons het groot geword met lig. En ons het lig al vir 'n baie lang tyd gehad. Maar dink vir daardie mense wat nooit lig in hulle lewe gesien het. En hier kom vir die eerste keer lig na hulle toe. Nou ons is ook bewus dat daar so elektrisiteit gekom het, die lig wat gemaak is. En wat nogal baie interessant is, dat hulle ontdek het dat 100 watt, nou kan jy maar vir jouself dink, in baie van ons ligte, die normale ligte wat ons vroeër gebruik het, voor die LED's gekom het, was die normale lig wat ons ingesit het, was so tussen 60 en 100 watt. Dit was te veel vir hierdie dorpie gewees, want dit het te veel dinge geopenbaar. Vir ons is dit alledaags, vir hulle was dit iets niets gewees. Maar dink maar net daaraan, wat 'n skreeusnaakse ding eintlik vir ons is, was vir hulle 'n skokkende ontdekking. En dit het gemaak dat daardie stof wat van die 16de eeu op elke oppervlak begin verdik het, geopenbaar is. Werklike afgryse toe hulle dit raak gesien het. Ook Sydney Dune het fyn haartjies op haar kop gehad. En moes hulle agterkom toe daardie lig ingekom het en dit geskyn het, dat dit eintlik maar 'n pruik was wat sy moes gedra het. Die ander ene wat hierdie beeldskone vrou in daardie omgewing was, het hulle agtergekom, haar gremering is die kleur van 'n rooi turfas. En wat het gebeur? Hierdie persoon, naamlik die winkeleienaar Tom Colsey, het die spieëls in voorraad gehou nie. Hoekom? Mense kon hulle self nou gesien het, maar wat het hy nogal baie verkoop en seker 'n goeie klompie geld gemaak, is donker brille. Hoekom? Die mense het hulle self gesien, vir wie en vir wat hulle werklik is. En hier kom 'n wonderlike getuienis van hierdie man Simeon. En hierdie getuienis is aangaande die lig wat in hierdie wêreld gekom het, om die duisternis weg te kan neem. Dat daar verligting vir die mens mag kom. So verligting van die evangelie, sodat mense daardeur gered kan word. 'n persoon in sy hart verander kan word en gemeenskap met God ook mag hê.
Dit is geen verrassing dat Johannes 3 vers 19 ook vir ons sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Toe hulle self sien, soos wie hulle werklik is, toe moet hulle self wegsteek. En is dit nie so in baie mense se lewe, hulle probeer allerhande dingetjies wegsteek, in Jakobus 1 vers 23 en 24, wat daarteen waarsku, dat baie mense hulle geestelike lewe so maak, dat hulle voor 'n spieël gaan staan, hulle sien hulle gesig, hulle loop daar weg, sonder dat die harte verander word. En dit is juis hierdie woord, dat hierdie lig in die wêreld gekom het, om die duisternis weg te neem, sodat daar verandering in harte en lewens van mense ook mag kom. Hierdie verligte getuienis, staan hierdie man met die baba Jesus in sy hand, en hy sê hierdie wonderlike woorde, as hy daar staan, en hy het hom in sy arms geneem en aan God geloof en gesê, nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede, volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volkere. So dit was hierdie verligting vir al die mense, nie net vir Israel nie, maar vir almal, sodat hierdie verligting na die mensdom toe mag kom. En hy sê, 'n lig tot verligting vir die nasies, en die heerlikheid vir Israel. So dit is vir Israel bedoel, maar ook vir die heidense nasies. Simeon, lees ons in die Nuwe Testament, toe hy die Here Jesus Christus dan ook hier vasgehou het en sy arms geneem het, was die eerste optekening in die Nuwe Testament van iemand wat die woord van God hanteer het. Is dit nie 'n kosbare gedagte nie? Want wat sê die woord van die Here vir ons? Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. As ons na Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot en met 3 toe gaan, dan openbaar dit vir ons dat die Here Jesus Christus die woord is. En hierdie wonderlike man, 'n godvreesende man, 'n liefdevolle man, 'n man wat nie van die tempel af weggebly het nie, maar wat God gevrees het met sy lewe. Hierdie man het met die Here Jesus Christus, die woord van God, het hy in kontak gekom. En toe hy in kontak met die Here Jesus Christus kom, kon dit nie anders as dat sy lewe verander het. Daarom het hy sê, hy het vrede in sy hart ontvang, want hy het 'n ontmoeting met die Verlosser gehad. En toe hy 'n ontmoeting met die Verlosser gehad het, toe sê hy, nou kan ek in vrede ook sterwe. 'n Persoon wat nie met die Here Jesus Christus al 'n ontmoeting gehad het nie, kan nie in vrede sterf nie. Daarom het baie mense, omdat daar dinge in hulle lewe is wat nie reg is nie, daar op daardie sterfbed van hulle, dat hulle verdaan vir ure, dat hulle vashou aan hierdie lewe, omdat hulle nie reg gemaak het nie, totdat hulle reg gemaak het met God. En dan sterf hulle in vrede. By baie sterfbeddens wat ek al gestaan het, waar jy kan sien dat daar vrede op daardie gesig van daardie persoon is. Waar jy dit telkens hoor, hierdie persoon het in vrede gesterwe. Hoekom? Want hulle het die heil van God gesien. Die Here Jesus Christus het hulle mee ontmoeting gehad. Johannes skryf dit dan ook in die brief as volg. Want wat in die begin was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Ons het getas aan hierdie woord. Ons het die woord oopgemaak. Ons was verlig deur die woord van God. Dit het gelei tot daardie wonderlike ontmoeting, soos wat hy hier sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe.
Hy getuig dan ook in sy evangelies, Johannes 1 vers 7 en verder aan. En hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. En hy het baie duidelik, het hy vir die mense gesê, ek is nie die lig nie, maar ek getuig van die lig. Ek maak die lig openbaar, en is dit nie die verantwoordelikheid van elke kind van die Here nie? Daar is so baie mense in 'n vakansieatmosfeer, en daar sal sekerlik mense wees wat hy strande gaan vol sit, en wie van hulle dink aan daardie buurman langs hulle, wat miskien ongered is, op pad na verdoemenis, 'n ewige hel, wat hulle tegemoet gaan. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in hierdie wêreld. Johannes het daarvan getuig. Simeon het hierdie openbaring, hierdie getuienis gelewer, dat hy 'n verligting is vir die nasies. En nou kom Jesus self en hy getuig, Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 9 vers 5, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Immanuel, God met ons. Die lig skyn in hierdie wêreld. Jesaja 42 vers 6 en 7. Ek, die Here, het u geroep in geregtigheid, en ek vat u hand en behoed u, en gee u 'n verbond van die volk, as 'n lig vir die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. En sien ons nie die duisternis rondom ons in die dag waarin ons lewe nie. Mense wat verligting nodig het, en ons as kinders van die Here die verantwoordelikheid om hierdie getuienis van die lig uit te dra. Julle is die lig van die wêreld. 1 Johannes 5 vers 9 en 10 sê, as ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. As ek sê ek het die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem, is die getuienis in my hart. Word hierdie getuienis uitgedra te word, soos wat Simeon dit ook gedoen het. Daarom het hy sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Jesus Christus, hy wat die lig is. Daarom paar gedagtes, 3 gedagtes wat ek net in kort met u wil deel dan ook vanoggend. In die eerste plek, die getuienis van Christus, die verlosser van God. As hy dan hiervan dan ook getuig, en hy sê ook vir ons in hierdie woorde, en hy het hom in sy arms geneem, en God geloof en gesê, nou laat u Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. Gaan kyk maar hierdie woord heil, en die woord praat oor daardie persoon wat verlos is, daardie persoon wat vrygemaak is, daardie persoon wat redding ervaar het. Ek het u redding gesien, ek het u heil gesien, ek het die verlosser van Israel en van die volkere het ek gesien. En nou kom hierdie weduwee, en sy kom getuig in vers 38 daarvan, en sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys, en van hom gespreek, van wie? Van Jesus Christus, die lig van hierdie wêreld, met almal in Jerusalem, wat die verlossing verwag het. Die Here Jesus Christus is die verlosser. En nou moet ons die begrip reg verstaan van die woord verlossing. Waar kom hierdie woord van af? Is geleen uit die Ou Testament, waar hierdie gedagte van lossingsreg dan ook vir ons beskryf word. In Exodus kom hy en hy sê, verskoon Deuteronomium 25 vers 5 tot 7, praat van hierdie lossingsreg. Wanneer 'n vrou met 'n man getroud was, daardie man sou gesterf het, dan was daar lossingsreg om hierdie vrou met daardie eiendom dan ook los te kan koop.
En as ons nou baie mooi gaan kyk, en dis presies wat gebeur het met Boas en Rut, daar so in die gedagte van Rut hoofstuk 4, u weet dat Rut daar gegaan het, en sy daar by die voete van Boas het sy gaan lê. En toe Boas wakker word in die nag, toe sê hy vir haar, maar dis nie reg dat hier 'n vrou lê nie. En sy sê vir hom, maar jy het die lossingsreg. Wil jy nie my loskoop nie? Wil jy nie my as vrou vat, saam met die eiendom van Elimelech nie? Daar was een ander losser wat nader aan hulle was. En daai losser in die geestelike term is die wet. Die wet kan die mens nie loskoop nie. Die wet stel net die standaard. Maar deur Jesus Christus is die ene wat ons kon loskoop. So hy die verlosser geword, soos wat Boas die verlosser geword het. Hy het daar die vrou ingeneem. Hy het daar die eiendom van daar die vrou het hy geneem. En hy het daardeur gesê, ek sal die versorger van hierdie vrou word. Toe die Here Jesus Christus ons losgekoop het, het hy ons gesê, met respek gesê, soos wat hulle baie keer sê, met alles, met al my verlede, en my toekoms, en my hede, vat die Here Jesus Christus my in, en hy wil my kom losmaak van die bande van sonde. Want die wet kan my nie losmaak daarvan. Die wet kla my net aan. Die wet maak my bewus dat ek 'n sondaar is. Maar wanneer die verlosser deur Jesus Christus kom, wil hy my losmaak van die wet. En nou maak dit nie dat ons wetteloos is nie. Maar dit wat die wet nie kon gedoen het, om my vry te maak, om my los te maak, het die Here Jesus Christus kom doen. Want die wet kla my net aan. Jesus Christus maak vry. En ek vertrou dat u die beginsel verstaan van die lossingsreg van ons Here Jesus Christus. As hierdie vrou praat van die verlossing, dan praat dit van die lossingsreg, want hy het ons duur gekoop met sy kosbare bloed. Dit is immers waarvoor Jesus na hierdie aarde toe gekom het, as die Christus, die gesalfde ene, om vir u en vir my aan die kruis te gaan sterwe. Om ons los te koop van die vloek van die wet. My oë het u heil gesien. My oë het die verlossing gesien. My oë die losser, wat ons sal verlos van hierdie sonde, en hierdie dinge wat ons vashou, om ons daarvan vry te maak. Maar die tweede is, die getuienis van Christus, die lig van die nasies. Hierdie boodskap is ook vir die heidene bedoel. Lukas 2 vers 32, 'n lig tot verligting van die nasies. Juis daarom wat hy ook sê, die mense wat in duisternis gesit het, verwys na Jesaja hoofstuk 2, waarvan die profeet ook dan hier praat. Maar as hy dan ook hierna verwys in die Nuwe Testament, dan kom dit en dit praat van daardie persoon wat sit in die duisternis. Dit wys op die toestand van daardie persoon, die erns van hierdie saak. Sien ons daardie aspek in die woord van die Here? Ja, Psalm hoofstuk 1. As hy daarna verwys en hy gee vir ons 'n baie duidelike riglyn in Psalm hoofstuk 1. Hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Waar begin dit? Dit begin eers met die wandel. Daar die stadige afdwaal. Dan gaan staan hy stil en hy luister na die raad van die goddelose. En dan gaan sit hy in die kring van die spotters. Die ergste toestand waarin die kind van God hom kan verkeer, in 'n teruggevalle toestand, om daar tussen die wêreld te gaan sit, en om te vereenselwig met hierdie wêreld. Ek wat veronderstel is om 'n lig vir hierdie wêreld te wees, wat myself in hierdie omstandighede dan ook vind. Hierdie mense wat blind is, in duisternis loop,
In die tyd van die Here Jesus Christus weet ons dat daardie mense was ver weg van God af. Hulle het 'n tydelike verlossing gesoek. Hulle het nie 'n ewige verlossing gesoek nie, terwyl die Here Jesus Christus 'n ewige verlossing vir ons dan aanbied. En daarom praat hy van hulle wat in die skadu van die dood dan ook sit. Die ergste toestand waarin ek my kan bevind. Geestelik dood te kan wees. Om hierdie toestand te beleef van geestelike doodsheid in my hart. Dat die Here vir ons daar wil kom uithaal. Hierdie getuienis van lig om die nasies dan ook te verlig. Dit moet uitgedra word. Matteus 4 vers 16 sê dit juis. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Verwys na die Here Jesus Christus wat hierdie lig geword het. Die hoop wat na hierdie wêreld toe gebring word. Hierdie hoop van hierdie lig wat hierdie duisternis wil laat verdwyn. Christus is God se geopenbaarde lig vir die heidene. Dit is die weg tot verlossing. Daar is geen ander lig vir die nasies nie. As Paulus self getuig in Handelinge 13 vers 46. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Wie is hierdie? Eers aan Israel. En toe, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle, aan Israel eers verkondig moet word. Aangesien julle dit egter verwerp. Johannes 1 vers 12, eers vers 11, hy sê, dat hierdie woord het na hulle toe gekom. Hierdie woord, hierdie evangelie woord, het na hulle toe gekom. Kan ek dit vir u voorhou? As hy daar ook sê, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hiervan kom Paulus en hy getuig daarvan. En hy kom sê vir hulle, julle het dit nie aangeneem nie, julle het dit verwerp. En julle self die ewige lewe nie waardig geag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene. Mense wat wil hoor, mense wat hierdie evangelie sal aanneem, mense wat hulle harte oopstel vir die woord van die Here. Handelinge 13 vers 48, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly. Daar het 'n verligting opgegaan. Liewe toehoorder, hoeveel keer het ons dit al gesien onder heidense nasies? As hulle 'n Bybel vir die eerste keer in hulle hand kry, dan gryp hulle daar die Bybel vas en hulle omhels dit. Dan is 'n getuienis van 'n Portugese of 'n Spanjaard, ek weet nie presies nie, maar daar die dogtertjie, toe sy daar die Bybel kry, 14 jaar oud, toe sy daar die Bybel omhels, en sy het gesê, ek het altyd so gewens, ek kan 'n Bybel kry. Omhels ons nog die woord van die Here, hanteer ons nog die woord van die Here, soos wat Simeon gedoen het, en dra ons hierdie evangelie lig na die wêreld toe uit. Hulle was bly daaroor. En hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword, almal wat verordineer was om die ewige lewe. 'n wonderlike gedagte wat die woord van die Here hier sê, dat daar die mense wat die evangelie gehoor het, dat hulle gereageer het op daardie woord. Hulle het daardie woord aangeneem. Die evangelie lig het die heidene ook bereik. Daar's 'n gesegde wat sê, die lig wat die verste skyn, skyn die helderste tuis. Hoe ver skyn ons evangelie lig in hierdie wêreld in? Petrus getuig ook die volgende, Handelinge 15 vers 7. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasgevind het, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. Hoe het dit plaasgevind? Die Here het vir hulle gesê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Nou het gerus het hulle daar in Jerusalem gesit en Jerusalem geëvangeliseer. Wat moes God dan doen onder hulle? Hy stuur vervolging sodat die evangelie versprei kan word. Is daar nie vervolging in ons eie land
Is ons nie onder verdrukking in ons eie land? Onder ander genootskappe? En die Here stuur dit sodat die evangelie lig versprei kan word. Sodat die evangelie weer by die heidene mag uitkom. Dit was wonderlik geweest om net daaraan te dink, hoe die Here dan ook gewerk het deur ons voorvaders, die hugenote en ander wat daar van die noorde afgekom het, en hoe die evangelie in die suidpunt van Suid-Afrika te lande gekom het. Was dit nie vir daardie evangelie nie, sou u en ek nie vandag gered kon word nie. Ons voorvaders het die evangelie gebring, sodat daar redding vir u en vir my kan wees. Die verligting vir die nasies. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, doel om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. U en ek het 'n taak en 'n roeping. En as ons dit nie doen nie, liewe toehoorder, is ons ongehoorsaam. En is ons en maak ons skuldig aan die sonde van ongehoorsaamheid. Hoor mooi. Ons kan nie doekies omdraai as dit by die woord van God kom nie. U en ek is geroep om die evangelie uit te dra. En as ons dit nie doen nie, is ons ongehoorsaam aan God, vir wie ons sê ons het hom waarlik lief. Moet ons nie begin bely dat ons ongehoorsaam is, dat ons die sonde van ongehoorsaamheid doen, en die evangelie ly skade as gevolg van dit. Ons is die produk van die evangelie in hierdie land, waar die lig na ons toe gekom het, sodat ons verlig kon word. Maar ook vir die heerlikheid van Israel. As hy dan sê, 'n lig tot verligting van die nasies, en tot heerlikheid van u volk Israel. Hoofstuk 2 vers 34 sê ook, en Simeon het hulle gesien en aan Maria, sy moeder gesê, kyk hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Hy daar die steen dens aanstoots geword. Hy daar die steen geword, waarteen die geestelike leiers, wat veronderstel was om die evangelie lig uit te dra vir die mensdom, waarteen hulle gestamp het. Hulle het so ver gegaan dat hulle die Here Jesus Christus wou doodmaak. En daarom dat Simeon ook van dit getuig, ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte geopenbaar kan word. En daar was Anna 'n profetes, wat daarvan getuig het. Hierdie kind is bestem vir 'n val. Verwys na Jesaja 8 vers 14 en Jesaja 8 vers 15, as hy dan sê, dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp, en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. Verwysing na Israel, na hierdie volk van God, hulle wat hy daar uit Egipte uitkom red het, en daar so in Israel dan ook geplaas het. En baie onder hulle sal struikel en val, en verbreek en verstrik en gevang word. En hoe was dit nie onder die geestelike leiers, wat mense moes opsweep om te sê, kruisig hom. Hoekom? Want die fokus het verskuif. Johannes het gesê, ek is nie die lig nie, maar ek getuig van die lig. En dis wat hulle moes gedoen het. Hulle moes die getuienis van die lig uitgedra het. En wat gebeur? Hulle monde word gesnoer. Hulle word daarso as die mense uitgewys, wat die waarheid verdraai, wat die evangelie lig na die mensdom moes geneem het, sodat Israel besef, toe die Here Jesus Christus gebore is, dat hierdie is die verlosser van die wêreld.
Hulle wou net 'n tydelike verlossing gehad het van die Romeinse juk. Maar hy kom om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Romeine hoofstuk 11, vers 11, 12 sê vir ons, en vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. Hier sê Paulus, hoekom het die evangelie by die heidene uitgekom? Om die Israeliete, die Jode, jaloers te maak. Want hulle die evangelie verwerp. Dat hulle weer die evangelie mag aanneem. En weet ons dan ook dat hier verwys word in hierdie skrifgedeeltes vooraf in Jesaja, hoofstuk 8, vers 14 en vers 15. Vir daardie Israel is daar ook hoop. Dat daar 'n toekomstige hoop is. En dit is wanneer die Here Jesus Christus sal terugkom. En as hulle val, die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, soveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Romeine 11 vers 26 verwys daarna. En so sal die Israel dan ook gered word. Die verlosser sal uit Sion kom. Waarna verwys dit? Dit wys na die Here Jesus Christus wat sal terugkom. Die Here Jesus Christus wat sal kom as die Israeliete, die Jodendom sal besef, maar ons het hom gekruisig. Staan dit in die woord van die Here? Gewis. Sagaria 14 vers 4. En in die dag, wanneer? Daardie dag wanneer die Here Jesus Christus sal terugkom, sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê. En aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word, van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die helfte van die berg sal weggooi na die noorde, en die ander helfte na die suide. En wat sal gebeur? Hierdie Israeliete wat hom gekruisig het, hierdie Jodendom, hulle sal besef, maar dit is hy, want die spykersmerke sal in sy hande en sy voete wees. En hulle sal besef dat hy die verlosser is wat al reeds gekom het. Hy gaan nie nog gekruisig word nie, maar dat hy vir daardie Israel 'n verlossing dan ook sal bring, waarvan Romeine hoofstuk 7 en ander gedeeltes dan ook verwys. En ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit die stamme van die kinders van Israel. Hierdie verwys nie soos die Jehova getuies verwys, na net 'n sekere groep mense wat hemel toe sal gaan nie. Maar hier verwys dit baie duidelik, na daardie verseeldes wat die evangelie in die groot verdrukking na die mensdom toe sal gaan uitdra, onder wie daar Jode is wat gered sal word. Openbaring 14 vers 1 en 3. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion. Watter berg? Die ene wat gesplyt het. En saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoof geskrywe. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat op die aarde vry gekoop is. Verwysende na die volk Israel. 12.000 uit elke stam. Daardie lig sal vir Israel opgaan, en hulle sal tot bekering kom. Sagaria 12 vers 10 sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgee die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag, soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor die eersgebore kind. Die volk Israel het die evangelie boodskap verwerp. Die evangelie, die lig van die evangelie, het oorgegaan na die heidene toe. Jesus se koms na hierdie wêreld was juis die lig vir Israel, maar ook oorgegaan na die heidene. Hierdie lig bring verlossing vir die heiden sowel as vir die volk. En daarom moet hierdie wêreld daardie lig sien.
Daar moet verligting in die harte kom, waar daar duisternis is. En daarom, liewe toehoorder, moet ons hierdie lig na die wêreld toe uitdra, wat vir my kosbaar is. Het u al dit opgemerk, dat daar geen skaduwee in die lig is nie. Die Here Jesus Christus is die volmaakte offer. Hy is die ene wat gekom het in wie geen duisternis is nie. Wat die volmaakte lig vir hierdie wêreld is, waardeur hulle verlig en gered kan word. En nou sê die Here vir ons, julle is die lig van die wêreld. Kind van die Here, ek kan nie in die duisternis wandel nie. Hoekom? Want die lig van Christus is in my hart. As daar sonde is wat daar skuil, moet daardie sonde hanteer word. Ek kan nie wandel in die duisternis terwyl die lig van die Here Jesus Christus in my hart skuil nie. Hierdie lig moet na die wêreld toe uitgedra word. Thomas Edison, wat die elektriese gloeilamp dan ook in 1879 uitgevind het, 22 jaar later in 1901, is een van die nuwe toestelle opgehang en aangeskakel by Livermore, Californië se brandweer. En dit is steeds daar, en steeds dat daar die lig brand. Op daardie stadium reeds 109 jaar, wat daardie lig feitelik elke dag gebrand het. Volgens vandag se standaarde moes daardie lig al 842 keer uitgebrand het. Maar daar was hierdie gloeilamp wat met die hand geblaas was, wat 'n dik koolstof gloeidraad dan ook gehad het, en daardie maatskappy wat dit gemaak het, is Shelby Electrical Company. Een van die reuse wat reuse kon geword het in die land, maar hulle het nie reuse geword nie. Hoekom? Want hulle het goed gebou om te hou. Wat gebeur vandag? Alles word gemaak, want ons moet dit kort vervang, sodat die wêreld se geld aan die gang gehou word, nee, die geldstelsel. Daar's een lig, wat nog nooit sy lig verloor het nie. Ene wat gekom het in hierdie wêreld as lig vir die nasies, en as lig vir Israel. Ene om verligting in ons harte te bring, en dit is deur Jesus Christus. En as hy in ons harte is, dan moet ons hierdie lig na die nasies toe uitdra, sodat daar ook verligting vir hulle mag wees. Sy lig skyn steeds vandag vir die wêreld. Sy lig is veronderstel om in u en my hart dan ook te kan skyn. En wat sê die woord van die Here? 'n lig is gemaak om op 'n staander te staan, nie onder 'n maatemmer weggesteek te word nie. En hy skyn vir almal in die huis. Watter lig sien die wêreld van ons? En dra ons die lig na die wêreld toe uit? Mag die Here genade skenk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u lig in hierdie wêreld gestuur het. Dankie dat Jesus Christus daardie lig is om verligting te bring. Dankie dat ons daardie verligting ook uit u woord mag hê. En so Simeon die woord dan ook hanteer het, en u daar in die psalms ook sê, die opening van u woord gee lig. Het u vir ons die lig ook vanoggend gebring. Daardie lig skyn in ons harte, en Here, ons het 'n keuse wat ons met daardie lig gaan maak. Skenk genade dat as ons getuig dat ons kinders van die Here is, dat ons hierdie lig na die wêreld toe sal uitdra. As daar iets is wat hierdie verligting verhinder, miskien sonde in my lewe, miskien die sonde van ongehoorsaamheid omdat ek nie die lig uitdra nie,
Vergewe asseblief, Here, kom herstel en skenk genade dat ons harte verander sal word, sodat hierdie lig na die nasies toe uitgedra mag word. Here, dankie dat daar hoop is ook vorentoe, net soos wat daar hoop is vir Israel, is daar ook hoop vir die mensdom, dat hierdie lig nog in daardie harte kan skyn, dat hulle ook uit die duisternis gered kan word na u wonderbare lig toe. Skenk genade, Here, dat hierdie evangelie boodskap nie stil sal raak nie, maar dat dit juis in die dae waarin ons lewe uitgedra sal word, dat mense verlig mag word en juis die boodskap van Christus fees sal verstaan, dat dit 'n lig is wat in hierdie wêreld ingekom het. Skenk genade, verheerlik u self, ook in en deur u kinders, vir hulle wat ongered is, wat nog nie daardie getuienis het, dat die lig in ons is nie. Skenk genade, dat hulle hierdie lig sal ontvang, en dat u ook daarin verheerlik sal word. Amen.